Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Goeiedag. Prof Koenig het gister verder uitgebrei op die feit dat Jesus Christus ook die doel van die skepping genoem word in die Nuwe Testament. Hy het onder andere daarop gewys dat ons as mense misluk het in God se doel met ons, naamlik om in 'n liefdesverhouding met hom te leef en sy beeld te wees. Omdat ons misluk het, het God aan ons se beeld kom wys in iemand wat in so 'n liefdesverhouding met hom leef en in ons wys hoe hy is, Jesus. Omdat God liefde is, kan net liefde regtig werk in die skepping wat uit sy hand gekom het. Hy het immers getrou aan homself geskep en in Jesus sien ons hoe dit werk in die lewe van 'n enkeling. Nou wil hy deur ons vir die wêreld wys hoe dit in die lewe van 'n gemeenskap werk. Dit is wat die gemeente bedoel is om te wees, 'n venster waardeur mense God kan sien. Die Heilige Gees word baie minder met die skepping in verband gebring as wat 'n mens sou dink. In sowel Hebreëus as Grieks beteken die woord vir gees ook gees, lewe, asem en wind. Dit lê dus voor die hand om te dink dat die gees direk met asem en lewe in verband gebring sal word. Die belydenis van Nicea verwys dan ook na hom as die gees wat lewe gee. Maar dit sien waarskynlik meer op 'n geestelike lewe, nuwe lewe. Maar in die Ou en Nuwe Testament word die gees meer dikwels met gewone, natuurlike lewe as met die skepping self in verband gebring. Job 33 vers 4, 34 vers 14 tot 15, Psalm 104 vers 27 tot 30, Prediker 12 vers 7 en Jesegiel 37. Soos al die groot temas van die Bybel, lei ook die skepping dus na Jesus. Saam met die Vader is hy die skepper. Hy ken dus die mens. Hy het die eerste een gemaak. Trouwens, hy ken ons nog beter. Hy weet nie net hoe ons is nie. Hy is selfs een van ons. Hy het 'n mens geword en deel gekry aan ons versoekings en lyding. Die Hebreërbrief verseker ons, hy is met ons swakhede bekend. Hy is immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Hebreërs 4 vers 15. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hebreërs 2 vers 18. Hy weet dus uit ervaring wat ons behoeftes en ons moontlikhede en ons tekortkominge is. Vir my persoonlik is dit nogal belangrik om te verstaan dat Jesus Christus beide skepper God is en volledig mens geword het. Dit neem die skepingsvoorstellings van die Bybel totaal weg van die ander godsdienste se beskouings in daardie tyd. In hulle godsdienste het hulle bly glo in 'n veelgodedom waarin die verskillende gode gedurig in stryd met mekaar gewikkel was en die mense maar net hulle bes moes doen om die gode tevrede te hou en so hulle eie heil te bewerk. Die Bybelse voorstelling van die skepping leer van een God wat uit liefde self die heil vir die mens bewerk, omdat die mens nie in staat was om dit self te doen nie. Geen wonder dat daar baie weinig oorgebly het van al hierdie ander godsdienste, selfs die van die Romeine en die Grieke. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dankie dat ons kan glo, U ken elkeen van ons. U ken ons swakhede, ons tekortkominge, maar U ken ook ons moeites, ons verdriet. U weet waarvoor ons bang is, U weet wat daar is, waarvoor ons bedreig voel. Dankie Here, dat ons daarom na U toe met vrymoedigheid kan kom om te glo en te bid, dat U ons sal help. In Jesus se naam. Amen.